Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Is U, o God. Jesus. Waardig van ons lofsange en ons aanbidding, Here. Here, ons kom in die oggend. Ons lê onsself neer en ons giet onsself uit. Wat dankoffer aan U, Here. Hoe groot en almagtig en soewerein is U. U het geen gelyke nie en ons niemand soos U nie. Ons skepper en besitter, ons skild, ons fondasie, ons rots, en ons veilige vesting. Heilig, heilig en waardig is U, o Here. Waardig is U. Here, word verheerlik in hierdie oggend, Here. Here, mag ons lofsange aanneemlik voor U opkom vanoggend. En Jesus, U is vir ons kosbaar, Here. Ons het U nodig. Ons het die Gees nodig. Ons het 'n aanraking van U nodig. U is die God oor die onmoontlike. U is die God wat genees en bevry en wat heel maak. U is die Here. U is die Here. U is die een wat beskerm. U is die een wat onderhou. En U is die lewe. Jesus. Jesus. Terwyl hy net so staan, het ek vanoggend toe gebid het oor die diens, het ek werklik hierdie ervaring gehad, hoe ons baie keer wanneer ons in lofsang ingaan, en wanneer ons praise and worship, en wanneer ons bid, ons baie keer, en jy mag vir die Here jou hartsbegeertes vertel, en jy sê vir die Here waar jy hom voor vertrou. Maar ek wil regtig vanoggend uitnooi, nie uitdaag nie, uitnooi, om vir my liefdesoffer te gee. 'n Offer van Here, ek het U lief, Here. U is vir my kosbaar, Here. U is my begeerte en my behoefte. Soveel keer gee ons, en jy moet jou probleme, en jy moet jou kommernisse voor die voet van die kruis lê. Amen, ek stem saam met dit. Ek het regtig net hierdie ervaring vanoggend is om vir my liefdesoffer te gee. Om te vertel hoe kosbaar hy vir jou is, hoe wonderlik hy vir jou is. En hoe lief jy hom het. In Jesus naam. Amen. Ag, dalk moet jy sommer die hele diens sit en speel. Ek dink dit skep so 'n lekker atmosfeer. Ek was al by konferensies waar dit gebeur. Dan is ek taamlik bly. Ek is nie deel van 'n band nie. So julle kan vir my blaai na Johannes 1 toe. Ons gaan daar begin vandag. Ek het nou toe ek al my tekste bymekaar sit, kom ek agter ek het nie nou bymekaar gesit nie. Maar toe ek al my tekste bymekaar sit, kom ek agter ek preek nog eintlik baie uit Johannes uit vandag. En ek geniet Johannes. Dis altyd die evangelie wat mense eerste voorstel as iemand tot bekering kom, is gaan lees die boek van Johannes. Hoekom? Want Johannes fokus baie op Jesus, sy godheid en wie hy is. En dit is verskriklik mooi psalm, evangelie. Nie psalm nie, evangelie. En die preektitel vir vanoggend is die volgende. En ek gaan sommer met die deur in die huis val. Sommer van die begin af is sy woord jou vreugde. En ek wil vir jou die volgende vraag vra. Waaruit put jy jou vreugde? Wat is jou bron van vreugde? En ek praat nie van happiness nie, ek het eendag hierdie sêding gehoor wat gesê het, happiness is not the same as joy, because happiness is what happens to you. En as jy happy is as gevolg van wat met jou gebeur, dan gaan dit altyd so gaan. Maar jou vreugde, jou bron van vreugde, gaan altyd bepaal hoe vol jy is van vreugde. En dit is onafhanklik van jou omstandighede. Waarvan word jy vol? Want ek kan die volgende vir jou sê, en jy gaan vir my sê, Hendrik, ek weet dit. Maar ek kan vir jou sê, vind jou vreugde in die Here. Maar hoe? Hoe lyk dit? Hoe? Soos 'n uil. Hoe vind jy jou vreugde in die Here? Hoe kan jy vol van vreugde wees, ten spyte van dat niks in jou lewe bewys daartoe, dat jy veronderstel is, met 'n ligte hart te loop, en met dankbaarheid, jou oë op te kan slaan en sê, Here is goed. Ja, met my gaan dit nie nou so kry nie, maar God is goed. En ek verheug myself in hom. Ek verbly myself in my God, my redder en my skepper. Hoe doen jy dit? Hoe kom jy tot op daai plek? Maar Johannes 1
Vers 1 lees as volg. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dit is my een van die mooiste teksverse, wanneer ek as ek op 'n knop voel, bedruk voel die mure druk so bietjie van albei kante af. Is dit gewoonlik een van die eerste plekke waarna toe ek gaan en waarop ek mediteer. Is Here, U is die lig. U is die lig wat die duisternis wat ingekom het in 'n duister wêreld. Hy is die lewe en die duisternis kon die lig nie oorweldig nie. Besef jy dit vanoggend? Ek wil hê jy moet dit besef vanoggend. Is wat ook al situasie jy nou in is of wat dalk kom. Ek wil jy moet altyd besef. Dit maak nie saak wat ons trotseer in hierdie lewe nie. Hy is die lewe, die bron van lewe. En hy is die lig wat gekom het en die duisternis kan hom nie oorweldig nie. Johannes sê, hy begin deur te sê in die begin. Hy sluit aan by Genesis. En die term wat hy daar gebruik is om te sê nie dat hy 'n begin het nie, maar dat hy nog altyd daar was. God was nog altyd daar. Jesus, die woord, was nog altyd daar. Daar's nie 'n situasie, jy lig hom nie in van jou probleme nie. Daar's nie 'n situasie wat hy onbekend is van nie. Dis nie, as jy dink aan die Israeliete, wat hulle klaagliedere kom voor die Here op. En God sê, en hulle klaagliedere het voor my opgekom, en nou gaan hulle uit Egipte uitlei. Dis omdat hy nie geweet het nie. Inteendeel, as jy in Genesis 15 gaan lees, het hy gesê, dis wat gaan gebeur. Julle gaan opeindig in Egipte, waar hulle gaan swaar kry, maar ek gaan hulle oordeel en hulle uitlei. Hy het geweet het gaan gebeur. Dis 'n plek van God staan gereed om te reageer. God staan altyd reg om te reageer en jou te red en jou uit te lei. Jy lig hom nie in van jou situasie nie. Hy is die lig en nie eers die magtigste koning kon hom stop nie, want hy is God en hy is die Here. Hy is die lewe. Hy skyn in die duisternis. Die duisternis het die lig nie oorweldig nie. Psalm 119 vers 102. Hulle kan hom blaai. Dis ons volgende deel. Van ons 3 aspekte waarin jy jou vreugde moet vind in hom. Punt 1 is in die geskrewe woord, die Bybel. Of soos my seentjie sal sê, ek het vanoggend vir diensman ook gesê, Bybel. Hy as ons lees elke aand Pink en Nolsie vir hom, en as ons klaar Pink en Nolsie gelees het, dan draai hy na sy pa toe, wat nou ek is, en dan sê ek het nou asof die ek is hier, nee. Draai na my toe, en dan slaan hy my eens op die bors. Bybel, papa, Bybel. Dan moet Bybel gelees word, en dan word daar gebid na die tyd. Nou die dag te vergeet ons, om te, wat ons gedoen, maar ons skep kos, en toe begin ons om te eet. En hy sê, eers bid, en hy gryp ons aan, en hy sê, eers bid, Bybel, om jou vreugde te vind in die geskrewe woord van God. Ek het hierdie week, Riarko, ek en hy werk so reg oorkant mekaar, as my vrou nie by die huis is, dan gaan werk ek aan haar kantoor, maar ons sit by die kombuistafel en werk hierdie week, so hy kan nogal sien, wanneer daar soos mic drop oomblikke gebeur by my, of soos die penny drop, en hierdie week was weer so 'n oomblik, wat hy kon sommer visibly sien, soos iets het nou by Hendriko, in hierdie oomblik gebeur, en ek bid geweldig baie vreugde, uit die geskrewe woord van God, en ek wil jou aanmoedig om, regtig, is dit partykeer moeite, dus voel jy altyd lus? Nee, maar ons is nie geroep om te doen waarvoor ons lus is nie. En partykeer moet jy dit doen tot jy lus is daarvoor, wil ek amper sê. Maar, want die Bybel is partykeer gecompliseerd, en is partykeer moeilik om te verstaan. Dis kom ons woordskool het dit daar ingelei, elke woensdag aand, kom woordskool toe, ek leer jou om die Bybel te lees. En in my voorbereiding vir woordskool, kom ek op die volgende af. En dit was vir my, dit was my 'n wow oomblik. Jy moet weet, so dit het my so getref dat ek gedroom het daarvan, en dan word ek wakker in trane. En dit was regtig my groot oomblik. Nou moet julle almal sit en soos dit geweet, Hendriko, dan sit daar hele oomblik verby, né? En ek lees die deel, en ons gaan nou die Pasga hanteer, waar die aand voor hulle nou uitgaan,
waar God vir hulle sê om 'n lammetjie te vat wat geslag moet word, die bloed gesmeer word. En nou lees ek hierdie deel in Eksodus en dit sê hoe God in die 4de maand, eintlik maar die 1ste maand maak hier rondom Maart April, dis nou hulle 1ste maand en op die 10de dag moet hulle 'n lammetjie in die huis invat en dan moet hulle die lammetjie daar hou of lam moet hulle daar hou vir 4 dae lank. En op die 4de dag moet hulle hom nou slag en sy bloed moet nou op die deurkusyne gesmeer word. En daai deel ken ons almal. Ek meen as ek vir jou vra soos die bloed op die deurkusyn, dan gaan jy almal sê ja, dis die kruis, Jesus se bloed wat ons beskerm en die engel het oorgegaan en as gevolg van die offer van die lam het die engel hulle oorgesaan en met ons is vandag as gevolg van die bloed van Jesus is ons vergewe en die oordeel, want dit was oordeel, het oor hulle gegaan. Maar vir die eerste keer tref die 10 dae en die 14 dae en dit hou my net vas en ek is soos iets is hier wat ek nog nie raak gesien het nie. En ek gaan kyk toe verder en dit kom daarop neer. Maar eintlik vir julle kan vir my blaai na Lukas 23. Sorry, ek spring nou rond. Ek gaan nou terugkom op Psalm 119 toe. Maar ek wil vir julle wys hoeveel vreugde jy kan put uit die woord uit. In Lukas 23 vers 14. Nee, ek wonder of ek vir jou gegee het. Dankie Sannie. Weet ek? Nee. Sorry, Riarko. So jy moet verstaan, hier is belangrik. 10 dae. Op die 10de dag bring hulle die lam in die huis. Vir 4 dae lank word hy geondersoek. 14de word hy geslag. Hoekom vir 4 dae lank? Hoekom vir 4 dae lank? Want die lam moes geondersoek word om seker te maak dat hy is sonder gebrek, dat hy 'n waardige offer is. Want jy gaan kyk in die Bybel, daar's baie voorkere so dit moet sonder gebrek, sonder vlek, dit moet 'n perfekte offer wees. So vir 4 dae lank word hierdie lam in die huis opgepas en gekyk en geondersoek deeglik dat daar geen gebrek is nie. En hier's waar dit interessant raak. Jesus kom op 'n donkie in Jerusalem op die 10de. Soos hy die lam gekies is op die 10de. En hy kom in, hy kondig eintlik aan hier ek die perfekte offerlam om ry Jerusalem binne. Wat gebeur op die 14de? Hy word gekruisig. Maar vir 4 dae lank word hy geondervra, geondersoek, maak die tempel skoon, wandel in Jerusalem. En hier's waar dit vir my soos ek was so cool. Dis nie so 'n klip soos 'n Goliat hier. Dis soos 'n halgeweer in my gesig gewees. Is die woorde die volgende. Is Pontius Pilatus. Julle het hierdie man na my gebring as een wat die volk afvallig maak. En nou het ek in julle teenwoordigheid ondersoek ingestel en in hierdie man geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle hom beskuldig nie. Hoe mooi, skrik ek nou. Hoe mooi is dit? Hoe mooi is dit dat Jesus was geondersoek en net soos die lam op Pasga-aand was daar geen gebrek ingevind nie. Sê Pontius Pilatus, ek dink nie eens Pontius Pilatus het besef wat hy gesê het in daai oomblik nie. Ek dink hy het net gesê hierdie ou is onskuldig. Ek kry nie foute in hom nie. Maar waar hy eintlik gesê het, hier is die perfekte lam. Daar is niks fout met hom nie. Hy is die perfekte offer. Die enigste een waardig om geoffer te word vir ons sonde. Dis in Eksodus. Waar sy kruisiging in soveel detail beskryf word. Daai week. Ons God is van die begin af. Is hy daar en hy weet en hy is die outeur van my storie en hy is die outeur van jou storie. Beteken dit dat alles wat gebeur is die wil van die Here? Nee, partykeer maak ons stupid keuses en partykeer maak ander mense stupid keuses wat op ons 'n invloed het. Maar ek verheug myself in hierdie as ek kyk in die skrif, die bewyse daaruit sê vir my dat my geloof is nie blind nie. As jy die Bybel lees, kan jy nie tot die gevolgtrekking kom dat geloof blind is nie. Daar's te veel bewyse dat hy goed is, dat hy getrou is, dat hy 'n waarmaker van sy woord is, dat hy werklik die soewereine God is. En niks om hom kan vang en niks kan sy trein van die spoor afhaal nie. Want hy is God. En sy woord leer ons dit. Verheug jouself in sy woord. Ek sê altyd, of verbly jouself in sy woord, is dat op punt 1, wat se
Bybelvertaling moet jy lees, jy moet jy verstaan. Okay? Dis baie belangrik. Ek gaan nie ek gaan nie vir jou sê lees New King James nie, want ek dink nie dit is wat jy moet doen nie, want jy gaan dit nie verstaan nie. En ons baie manuskripte na dit al gevind. So dis bietjie outdated weergawe. En behalwe dat die mense wat sê dat die New King James is die enigste Bybel die mense wat sê die King James Bybel is die enigste Bybel kan partykeer. Nie almal nie, want is dit dis ek sê altyd is 'n mooi preek Bybel. Maar baie mense raak baie vreemd oor dit is dat jy niks anders mag lees as dit nie. En ek is van opinie jy lees soveel vertalings soos wat jy kan. Hoekom? Want dit gee vir jou baie beter prentjie en 'n interpretasie van akkurate interpretasie van wat gekommunikeer word. Amen. Ek hoop nou nie is iemand wat nou voel King James is die enigste een nie. As jy doen dis ek jammer. Nee, ek jammer nie. Ek jammer maar ek se jammer hè. Lees soveel as moontlik vertalings, maar lees die een wat jy verstaan. Ja, dis belangrik, want jy moet verstaan wat jy lees. Kom woordskool toe. Maar vind vreugde daarin. En dis hoekom ek wil hê jy moet die Bybel lees met jou opgewonde maak. En dis wat woordskool wat ek regtig vertrou dat woordskool doen ook is as jy nog nie opgewondenheid oor die woord nie, as jy nie verstaan waaraan jy kom kyk wat ons doen. Want my vertroue is dat dit 'n opwinding en 'n nuuskierigheid by jou kweek rondom die woord. Want dagstukkies kan nie doen wat die Bybel doen nie. Dagstukkies is great, is amazing, maar dis iemand anders se interpretasie en dis iemand anders se ervaring van daai teksvers. Jy kan teksverse dalk onthou. Dalk, inteendeel ek dink jy onthou die dagstukkie dalk beter as die teksvers partykeer wat hy geskryf het. Om die woord te ken soos Dawid. Dawid het die woord was vir Dawid belangrik en het hom vir homself verbly en opgebou en hy het gewandel in die woord. En nou kan ons Psalm 119 toe gaan. Psalm 119 vers 102. Hy's verse skrul. Okay, soos ek. Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Hoe soet is die beloftes vir my, vir hemelte, meer as heuning vir my mond. Is die woord vir jou soet? Is sy beloftes vir jou soet? Proe jy dit? Eet jy dit? Uit u bevele kry ek verstand. Daarom haat ek elke leenpad. Hoe weet ons wat die leenpad is? Hoe kan jy die leenpad uitken? Dis as jy eet van sy soet woord, jy die waarheid ken. En hierdie is een wat almal ken. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek het gesweer en dit gehou om die regverdige verordeninge te onderhou. Ek is baie diep neergedruk, Here. Maak my lewe na u woord. Laat tog die vrywillige offerandes van my mond u behaag, o Here, en leer my u verordeninge. My lewe is altyd deur in my hand. Nogtans vergeet ek u wette nie. So wat sê hy daar in 109 wat hy sê, my lewe is altyd deur in my hand. Beteken is iets wat hy kan verloor. Dis 'n idioom wat gebruik is om te sê dit is los en dit is dit kan verlore gaan. Dis nie vas nie, maar in hom is hy vas. Maak nie saak wat enige iemand hier aan ons kan doen nie. Amen. Maak dit vir julle sin. Verbly jouself in die woord. Die woord is goed. Johannes 4 vanaf vers 7. Dis volgende teksvers. Johannes 4. So een van die eerste maniere wat jy self vol kan maak van die Here is deur sy woord. Te lees, te lees, te lees. Ek onthou hoe ek gaan nou na die volgende punt toe gaan. Hoe ek tot bekering kom en ek begin Bybel lees en dan kom ek teen die middag en ek kan nie onthou wat ek gelees het nie. Dan probeer ek, dan sit ek en ek dink, wat het ek gelees? Net ek, voel julle partykeer so? En toe het ek die volgende gebed begin bid. En dis in Johannes 14. Johannes 14. Waar hy die Heilige Gees beloof en sê, ek gaan jou herinner. Die Heilige Gees gaan julle leer en hy gaan julle herinner. En toe het ek begin bid vir die Here, wanneer ek Bybel lees, Here, ek lees die woord, help my om dit in te neem en herinner my daaraan. En ek beloof vir jou, die Here is getrou. En van daai dag af, ek onthou ek alles wat ek lees, presies vers vir vers. Nee, is al baie beter. En dis net my eie vermoed is die Here.
Die Here help jou ook in dit. So vra hom, wanneer jy Bybel lees, vra hom om jou te help. Dit is belangrik dat ons die woord eet, dat ons dit inneem, dat ons dit verteer, dat dit deel word van ons lewe. Amen. Weet jy hoe verryk jou gebedslewe wanneer jy skrif begin ken en wanneer jy skrif kan begin bid? Maak skrif deel van jou gebed. Weet jy hoe leer jy skrif ken wanneer jy dit deel maak van jou gebed? Want dit is iets wat jy mediteer, dit is iets wat jy lewe, dit is 'n aksie in dit. Weet jy wanneer ek skrif die beste begin leer ken? Kom ons gaan sommer hier in. Toe ek begin uitreik het en mense begin praat het en my begin evangeliseer het. Waar is die ding wat my die meeste amper gesê gekonfronteer het nie, maar tot aksie gedryf is om die woord te ken en mense te praat daaroor en hulle te lei in die woord. Dus Romeine 10 vers 9 was 100% uit 'n plek uit van wat ek geleer het omdat ek geëvangeliseer het. Dis hy wat met sy mond bely dat Jesus Here is en in sy hart glo dat God hom opgewek het uit die dood uit. Hulle sal gered word. Omdat ons geloof lewe. Dis wanneer jy die skrif lewe, wanneer jy dit begin onthou. So Johannes 4, so in Johannes 3 weet ons van Nikodemus, as ons net offergawe het gelees, is Jesus, of Nikodemus kom in die aand na Nikodemus toe, want hy's bang, hy wil hê hy moet sien nie, en hy vra vir hom 'n paar vrae, en hy gaan nog op 'n plek daar weg, rondom die wedergeboorte, onder andere, soos hoe word iemand weer gebore, en nou sien ons in Johannes 4, waar Jesus met 'n vrou praat, Samaritaanse vrou, ek dink as jy al enigstens by 'n vroue oggend was, of 'n vroukonferensie was, het jy dalk teen toe maar hierdie teksvers gehoor, die vrou by die put, welbekende deel. En ons weet dat Jesus sê, nadat hy hierdie Joodse man, Nikodemus, met hom gepraat het in die aand, sien ons in die volgende hoofstuk dat hy sê, en hy moes gaan deur Samaria. Moes hy daar deur gaan? Nee, die Jode het daar omgeloop. Hulle wou niks te doen gehad het met die Samaritane nie. Dis hoekom die barmhartige Samaritaan so 'n merkwaardige storie is, want dit is nie net iemand wat iemand gehelp het nie. Dit is twee mense wat eintlik mekaar nie kon verdra het nie. En dis dieselfde met hierdie vrou is nie net sy 'n Samaritaan nie, wat beteken soos die Jode hou niks van hulle nie, want glo hulle is seremonieel onrein, en dat hulle het hulle eintlik maar beskryf as 'n kruisgeslag, in die sin van dat hulle baie begin meng met ander etniese groepe en geloofsgroepe, so hulle het hulle nie gesien as Jode nie. Maar Jesus sê, ek moet hier deurgaan. Hoekom moet hy daar deurgaan? Vir een vrou wat by 'n put sit. En wanneer gaan sy na daai put toe? 12:00 die middag, wanneer dit warm is in die woestyn. So ek wil sê, jy moet sien, nie net as hierdie vrou verwerp deur die Jode nie, sy is ook verwerp deur haar eie mense. Sy is alleen, en Jesus sê, ek moet daarheen gaan. En Jesus kom daar, en ons lees die volgende. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, nou weet jy hoekom sy dit sê, 'n Jood is van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is. En daar kyk waar uit sy die water so skep, sien hulle ook as rein. Ek meen hulle praat van hulle wou nie eens hulle eetgerei wat hulle het deel nie, want hulle het dit absoluut gesien as onrein. So hy vra nie net van haar water nie, hy praat nie met 'n vrou wat verwerp is deur die samelewing nie, maar hy gaan drink uit haar onrein waterkruik. Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep, waarvandaan kry u dan die lewende water? So sy dink nog menslik. Sy dink nog soos Nikodemus gedink het rondom die wedergeboorte, maar hoe is dit moontlik? Hoe kan 'n groot mens weer uit die moederskoot uitkom? Sy sê, maar Here, maar hoe vra jy, en as sy verwys na Here, is dit meneer. So sy sê, meneer, maar hoe het jy nie eers 'n skepting nie, en nou moet ek vir jou vra vir water? So ek dink baie natuurlik nog. U is tog nie groter as ons vader Jakob nie,
wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee vir my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Dink nog steeds natuurlik. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. En dis waar dit interessant raak. Hier moet jy begin sien, hier begin sy agterkom, hierdie is nie net 'n Joodse man met wie sy besig is om te praat nie. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. En van hier af sien ons hoe die woord van die Here oral kom, dat sy teruggaan na haar eie dorp. Baie mense, kommentators skryf, dat sy heel moontlik die eerste evangelis was, want sy gaan en vertel vir haar tuisdorp, en hulle almal kom om te hoor wat Jesus te sê het. Hoekom? Ek wil eendag die verloop van die storie sien. Sy is eenkant verstoot, sit by die put, en Jesus kom en sê vir haar, ek het die lewende water. En sy sê, hoe gaan jy skep? Dink natuurlik op. Ek dink ons dink baie keer natuurlik met die Here ook. Here, maar wat gaan jy vir my doen? Wat gaan jy vir my verbeter? Wat gaan jy vir my regmaak? Hoe gaan jy my dien? En later sê sy ook, maar gee my dan van hierdie water. Maar wat is Jesus se antwoord dan? Hoe drink jy van die lewende water? Van al jou man. Ek het nie 'n man nie. Dis reg. Sy was so vol van ander goed. Van skaamte op daai oomblik in haar lewe, sonde. Sy was so vol van die wêreldse goed op daai oomblik, dat die lewende water langs haar staan, dat sy dit nie geweet het nie. Maar Jesus wys dit uit. En die oomblik wanneer ons besef dat waarvan ons onsself vol maak, en dit een kan sit, en besef dat hy die een is wat ons so vol maak, dat hy die een is wat ons vreugde wil wees, dan kan ons volgemaak word van hom. Dan is daar 'n plek waar ons leeg is, waar hy homself in ons kan sit. Maar so baie keer drink ons nie van die lewende water nie. En hoeveel keer nou met die uitreik, dan vertel hy die evangelie, en as dit so net so oor die 40 mense die evangelie gedeel Vrydag aand, 11 mense tot bekering gekom. Maar dit beteken 30 mense het by die put gekom en gesê, weet jy wat, ek drink nog te lekker aan die wêreldse water. Ek is nog te vol van dit. Ek is nog nie bereid om dit prys te gee. Want jy kan nie uit al die fonteine drink nie. Ek is nog nie bereid om dit prys te gee, om te drink van die een wat werklik lewe gee nie. Maar 11 het, en prys die Here daarvoor. Dis regtig amazing uitdruk, ek gaan nou lekker daaroor praat. Maar Jesus kom en sê, drink van my. En ek wil vir jou sê, Jesus wil jou volmaak. Hy wil jou vreugde wees. Hy wil hê jy moet van hom drink. Maar dit beteken ons moet besef wat dit is om ons vreugde te vind in hom. En wat dit is om dit nie te vind in hom. Hier gou dit baie mooi verwoord Vrydagoggend toe. Praat ons lekker onder die manne, wat is dit om jou vreugde te vind in die Here? En 'n belangrike aspek daarvan is om te weet hoe om dit nie te doen nie. Wat is nie die vreugde van die Here nie? Is materialistiese seëninge vreugde van die Here? Nee. Kan dit van die Here afkom? Natuurlik. Hy is goed vir die bose en nie heilig is. Maar wat is die vreugde van die Here? Op punt 1 sy woord, en die volgende is hy. Om vol te wees van hom en wie hy is. Om hom te leer ken. Om tyd te spandeer saam met hom. Om in te drink van hom. Om te vertel vir hom, soos vanoggend vir die span gesê het, Billy Graham wat aan die einde van sy bediening kom en hy sê, ons het hulle lanklaas gehoor, die voeltjies. En hulle van vra wat sou hy anders gedoen het van sy lewe en hy sê ek sou meer tyd spandeer het om vir Jesus te sê hoe lief is ek vir hom. Mooi is dit.
Na alles wat hy gedoen het, sou hy meer tyd spandeer het om te sê hoe lief is hy vir julle. Is om homself te verbly in die Here. Amen. Dit is die geskrewe woord en om vol te raak van hom, om te drink van hom en om nie vol te maak van ander goed nie. Want ons maak onsself so maklik vol van ander goed. Baie maklik. Ons het met die woordskool nou gepraat, so 2 weke terug. Toe praat ons oor wie van julle onthou soos daai DVD winkels waar jy DVD's uitgeneem het en as dit soos Vrydag aand is movie aand en waar dit regtig snaaks is te iemand sê en jy hoop, ek dink was Rita wat gesê het en dan hoop jy daai DVD werk. Want jy het nie geweet of hy werk nie. Maar en wat 'n lekker herinnering is dit, hè? As jy terugdink daaraan. So dit was die hele week bou op na dit. Vanaand gaan ons fliek uitneem, jy gaan so 3 uitneem en dan hoop jy altyd die werk en daai intro was altyd dieselfde. Ek beloof jou, jy gaan PTSD kry as daai intro op. Jy sal weet dit is hy. En maar ons kry nie meer daai gevoel in elk geval van sulke goed vandag nie, want ek groot deel van vandag is die overconsumption. Ons is so vol want alles is so maklik verkrybaar. Dit was op 'n tyd moeilik om 'n fliek te kyk. Dit was 'n tyd moeilik om vermaak te kyk. Dit was op 'n tyd moeilik om series te kyk. Jy moet 'n week lank wag vir jou volgende episode kan kyk. Of as jy na 7 laan gekyk het net tot die volgende aand toe. Maar ons lewe in 'n vandag in 'n tydperk wat dit so maklik is om ons seer en ons bekommernisse en ons vrese en ons tekortkominge toe te druk deur te overconsume aan goed wat ons dink ons volmaak, aan goed wat tydelike verligting bring, goed wat tydelik ons dors les, soos natuurlike water. En so maklik maak ons vol daarvan. Ek het eendag 'n studie geluister wat 'n persoon gepraat het rondom dopamien. Julle al gehoor van dopamien? Almal, dis die goedvoelhormoon. Dis net lekker laat voel. En dis nie 'n slegte hormoon nie, maar jy kan hom manipuleer dat hy in die gronde instuur. Maar wat hulle gevind het, is dat die gesonde manier van dopamien afskeiding is gym. Kom ek gebruik gym nou as 'n voorbeeld. Want jy betaal 'n prys, jy betaal regtig 'n prys in die begin. Dis bly moeilik man. Ek sê nou die dag vir Martin by die gym. Ek sê ek doen regtig nie hier omdat ek lekker is nie. Dis nie vir my ontspannend nie. Dis my goed. Dis hoekom ek gym. Waar mense, hy sê, is doen jy nie vir ontvlugting nie? Ek sê nee, ek regtig nie. Ek doen dit want dit is goed vir my. En maar wat gebeur is wanneer jy 'n prys betaal, want jou liggaam skei 'n sekere mate van dopamien af. Maar wanneer jy dan sê maar gym, dan is daar 'n mate wat dit selfsmatig optel, soos wat jy oefen en dan tot daai gaan. En dan wanneer jy klaar gevoel is, gym is, voel jy goed, né? Ek het nog nie iemand in trane sien by die gym uitgaan nie. Ek was al naby, maar ek het nog nie 'n ongelukkige persoon sien uitkom daar nie. Want die dopamien is hoog. Maar hy bly nie daar nie, hy kom weer af. Maar dan kom hy normaal toe. Maar hier's wat vandag se wêreld ongelukkig veroorsaak, omdat goed so maklik is. Dat dopamien fix. Ek spot so hierdie week, ek is heeltyd daar in en uit vir koffie in die kombuis gewees. Spot ek so vir Jarko, want nou is ek besig met die preek. Sê ek net vir hom, ek kan altyd gaan my dopamien fix. Dit is 'n bietjie beter voel in die lewe. Grappie, ek's regtig okay. En wat gebeur is, as jy sê nou maar jy voel 'n bietjie laag en jy wil nou iets lekkers doen en jy gaan nou vinnig vir jou fliek opsit en jy overindulge sê nou maar, so jy kyk nou soos binge watch jou series. En dan spike daai dopamien of drugs, kom ons gebruik drugs en drank, goed wat vinnig en maklik is, en dan spike hy en dan die probleem is hy kom ook af, maar hy kom onder die normaal af weer. Hy kom tot onder die normale afskeiding. En wanneer hy teruggaan, dan recover hy nie tot die normale baseline nie. So hy bly hier onder. Kan jy die prentjie sien? En elke keer wanneer jy dit doen, gaan hy nog bietjie laer. En dan kom jy op 'n plek wat mense dink hulle depressie en hulle lewe val uitmekaar uit. Maar as omdat die dopamienvlakke so verwronge is, want hulle is so vol van wêreldsgerus, niks fout met hulle lewe nie. Maar hulle dopamienvlakke is shot, want hulle is so besig om die seer en die tekortkominge en die skuldgevoelens of wat dit ook al mag wees, vol te maak met verkeerde goed
jy die maklike goed wat ek net vinnig eet, kos. Kos is 'n groot ding, glo my, ek weet. Dis die eerste ding wat ek doen as ek bietjie ongelukkig is eet sjokolade in die huis. Dis eet sjokolade in die huis. En 'n sjokolade is nie sleg nie. Maar 3 chocolates 'n dag, dit net ek doen nie. Maar dis nie goed nie. Dis nie goed nie. Want jy gaan al dieper, al dieper, al dieper. Waar Jesus is die een wat jy wil volmaak. Hy is die lewende water wat genesing kan bring. Maar die wêreld wil jy so volmaak, waar nie plek is vir hom. Kan jy dit sien? Hoe maklik is goed verkrygbaar vandag? Dit is regtig moeilik hier. Ek meen, jy kan, hoe maklik kan jy nou ongesonde kos eet? Ek het op Koffieja groot geword. Daar was nie iets so ongesonde kos nie. Net baie skaapvleis. Dit was lekker. Dis beter as takeaway. Ek sweer. Amen. Nou betaal ek vrek baie vir dit om dit te eet, waar dit oral in my huis was. Word vol van hom. Psalm 37 vers 4. En hier is 'n baie belangrike vers. Want soveel keer dink ons kan eers bly wees in die Here wanneer ons hartsbegeertes voldoen is aan. As die prentjie wat ons hier het, hier voor ons afspeel. Nou is die Here goed vir my. Nou stap ek in die wil van die Here. Nou kan ek bly wees. Maar op Psalm 37 vers 4 die volgende sê: Maak die Here saam met my groot en laat ons hom verhef. Dis 'n verkeerde vers. 34 vers 4. Nee, ek is by 34, dis hoekom ek wil nou sê. 37 vers 4. En verlustig jou in die Here. Daar is jy regte een. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. So wat beteken dit? Verbly jouself in hom. Vind jou vreugde in wie hy is. En dan sal hy jou hartsbegeertes vir jou gee. Nou het teksvers gehoor wat gesê het, jy het nie want jy vra nie. Maar het jy al verder gelees? En jy kry nie want jy vra verkeerd. Dis wanneer ons hartsbegeertes in hom vind. Here, nie my wil nie, maar u wil. En ons kyk in sy aangesig vas. Ons soek sy aangesig. Daai wat Johannes skryf aan die begin van Johannes 1 wat hy sê en die woord was by God. Die woord wat hy daar gebruik beteken aangesig tot aangesig. Hy is nie net 'n onpersoonlike woord of krag nie. Dit sê die woord was so in 'n intieme verhouding by God. En dis hoe ons moet wandel. Dis wanneer ons in 'n intieme verhouding is van aangesig tot aangesig en onsself verbly in dit wat hom bly maak. En onsself verbly in net in sy wese, in wat hy gedoen het, dankbaarheid, in sy skrif, toelaat dat hy ons transformeer. Dan sal ons hartsbegeertes voor ons uitspeel. En ek kan vir jou 'n brief gee vir dit. Hoekom? Want die Bybel sê so. Amen. Amen. En dan die laaste een. So die maniere wat jy jou vreugde vind in die Here is die Bybel. Jesus self. Tyd te spandeer saam met hom te leer ken. Johannes 17 sê en hierdie is die ewige lewe, is om hom te ken. Die ander manier is profetiese woord. Wat is wat ek vanoggend wat jy prakties gesien het vanoggend. Hoeveel keer het ek al deur 'n plek gegaan maar dit voel die water gee nou meer onder my, maar het ek 'n woord om aan vas te hou. Profetiese woord. Ek verbly myself aan die woord van die Here wat mense al geprofeteer het oor my. As dit voel dinge maak nie sin nie, dinge add nie op nie. Here, dankie vir die woord wat aan my gegee is. 'n Profetiese woord vir hom te kry. Dis hoekom ons Sondag na Sondag is jy meer as welkom om vorentoe te kom vir 'n profetiese woord. Want dit is soos 'n lig vir ons. Sy woord is 'n lig vir ons. Dit is ons voete stampie. Dit is nie afdwaal nie. Profetiese woord is stigtend, dis bemoedigend, dis troostend en dis rigtingaangewend. Druk ek weet om waar te gaan nie. Ek weet nie waar om te gaan, ek weet nie waar om te draai nie. Kort 'n profetiese woord. Jy kort iemand om saam met jou te bid en vir saam met jou te vertrou. Here, waar toe nou? Want dan kan ons onsself verheug. Dawid kon homself verheug in die Here. Dawid is gesalf as 'n koning en dit het nie dadelik uitgespeel soos wat hy gedink het dit gaan nie. Hy was eers bietjie gejaag gewees deur Saul. Gejaag eintlik maar. Eers gejaag nie, gejag. Dis 'n dier. Maar hy skryf die volgende Psalm 34, vir my 24. Psalm 34 skryf vir die volgende.
Ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my woord wees. My siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoedige sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie elendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudheid verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle. En hierdie is 'n bekende een, smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. En ek wil jy uitnooi, gaan lees hierdie Psalm klaar. Smaak en sien dat die Here goed is. As jy daai Psalm lees, dan klink dit Dawid het seker op die voorstoep van die paleis gestaan. Dit moes redelik goed gegaan het op 'n ou oomblik as hy daai geskryf het. Dit klink so. En weet jy waar is hy terwyl hy hierdie Psalm skryf? Hy is om weg te hardloop. Hy is om weg te kruip. In 1 Samuel 21 lees ons hoe hy op die vlug is. Jonathan het vir hom gesê, my pa gaan jou doodmaak, jy moet vlug. En ons sien hy op die vlug is en hy kom by die priesters waar hy van die brood van die aangesig van die Here eet. Vreugde, eet, smaak en sien is waar in die teenwoordigheid van God. Want hy eet van die vertoonbrode wat waar was voor die aangesig van God. Eet en sien, spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Dan vat hy ook die swaard van Goliat saam. Maar nou sy op die hardloop op die vlug, maar eens op 'n tyd was daai swaard 'n teken van wat? Oorwinning. By 'n klein seentjie was dit hy hierdie reus geoorwin. Herinnering, God is met my. Dink terug in dankbaarheid. God het jou al een keer gered en hy sal dit weer doen. Hy het al een keer 'n laar om jou getrek en hy sal dit weer doen. Hy is dieselfde God. En dan sien ons hoe hy vlug na gat toe waarvan af Goliat kom en hoe hulle hom uitken. En dan sien ons Dawid is bang. Ons sien Dawid raak bang. Dis in 1 Samuel 21 vanaf vers 10 tot 15 speel die stukkie af daar in gat. Waar hulle sê, nee, maar dit is hy oor wie hulle sing, Saul maak soveel dood, maar hy maak 10.000 dood. Hy is hierdie militêre held van Israel. En Dawid raak bang. En hy maak asof hy mal is. Dit sê hoe hy teen die poorte van die hek, en jy moet verstaan, teen die poorte van die hek is waar al die gesiene mense was. Dis daar waar jy sê, kinders, julle word gesien en nie gehoor nie. Hy sit daar teen die hek en krap, maak geskrabbel. Die spoeg loop so van sy baard af. En hy maak asof hy mal is. Net sodat hom nie doodmaak nie. Besig, die gesalfde van die Here. God het hom gekies. En hy is op die vlug. Die spoeg wat in sy baard afloop, wat verskriklike verleentheid was in die antieke tyd. Jou baard was jou trots. Hy het nie spoeg van jou baard afgeloop nie. Of kostetjies vasgesit nie. En hy sit en hy krap teen die hek. Maak of hy mal is. In angs en vrees dat hulle hom doodmaak. En hy skryf daai Psalm. Hoekom? Want die Here was altyd sy vreugde. Dawid het deur moeilike goed gegaan. Dit is altyd Dawid maklik hier. Hy het altyd sy sin gehad, kan ons seker so sê nie. Maar een ding kan ons van Dawid sê. Hy was agter die hart van die Here aan. Hy het homself altyd verbly en verheug en sy vreugde gevind in wie hy is. Ek meen ons weet hoe Goliat voor hom kom, toe wat sê hy vir hom, jy kom nie teen my nie, jy kom teen die God van Israel. En hy sal jou vandag aan my oorgee. Om altyd vir self verbly in die Here. Dus sy eie manskappe hom wou doodmaak. Wat sê die skrif vir ons? Hy trek homself terug een kant en wat doen hy? Hy gaan bou homself weer op in die Here. Ons moet onsself konstant op 'n plek bring. Want ons nie vol is van die wêreld nie, maar dat ons leeg kan wees, dat ons vol kan word van hom. Here, minder van my en meer van u. En ek dink baie keer kom ons op 'n plek waar ons ongelukkig is en ons voel leeg. Ek dink dit is regtig omdat ons osself met die verkeerde goed volmaak. Ons gryp in die verkeerde goed vir vertroosting, vir vervulling. My vervulling lê in een ding en een ding alleen. In Jesus. In Jesus. Ek het een keer deel iemand met 'n droom wat hulle gehad het.
wat hulle staan op 'n verhoog en dit was my so mooi en dit is iets waarna dit was vir hulle is 'n profetiese woord vir hulle, maar wat ek vandag nog onthou is hoe hulle staan op 'n verhoog en almal bo hulle die persone en gooi hulle soos met of die persoon dan nou met vrotkos en soos jou hulle uit. En ons staan een persoon op en klap hande en sê well done, good and faithful servant. Jy gaan daai woorde vir ons sê. Jesus. En dit is genoeg vir hulle. En mag dit altyd vir my genoeg wees. Mag dit altyd vir jou genoeg wees. Ons vervulling, ons vertroosting, ons vreugde, ons lewe, ons lig, ons vrede, dit is altyd net in Jesus. Maar dit beteken ek en jy moet onder die emmer of onder die kraan gaan sit en sê Here, skep vir my. Skep vir my, Here. Geef my van hierdie lewende water van U. Kom maak my vol. Ek wil van U drink. Ek wil by U tyd spandeer. Amen. Maak dit vir julle sin? Skrif. Hy self profetiese woord. En dan die vierde een wat ek mee wil afeindig is om te wandel in aktiewe geloof. In aktiewe geloof. Soos wat ons Vrydag ons uitgereik het. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het aan dit en die skenkings. Weet ons van julle wat dit nie kon maak nie, maar wat klere gegee het. Baie dankie. Dit was regtig. Ek en Larissa ry daar weg en ons is soos jy so in twee geskenk want jy voel so vervuld, soos Here, dit is so lekker om te beweeg saam met U. Om te doen wat U doen, want dit is waar hy is. Hy is by die gebroke van hart. Maar dit is shocking om te sien. Soos daar's regtig mense, ek dink jy besef wat niks is hier. Ons wil van doen van julle. En onderskat hier. Ons regtig mense met niks. Ons mense wat Jesus aangeneem het. Ons kon vir hulle ete gegee het. Maar ons kon vir hulle die een gegee het, die lewende brood. En nie al van hulle het hom aangeneem. En prys die Here daarvoor. En ons is opgewonde waartoe hierdie uitreik nog gaan. En ek het baie idees. Maar ek bid daaroor. Die Here, die man het baie planne, maar die Here bepaal sy voetstappe. Baie idees, baie planne. Om regtig 'n impak te maak op die wat oorgeslaan word. Die wat niemand na kyk nie, die wat niemand sien nie. Ons het vanoggend daaroor gepraat van dis maar mense wat regtig oorgekyk. Wat 'n voorreg was dit om Vrydag aand vir hulle in die oë te kyk en te bid, waarheid te spreek, die evangelie met hulle deel, kos te gee, hulle liefde te gee. En dis deel van om vreugde te vind in hom, is om te wandel in die roeping van versoening. Want elkeen van julle het die bediening van versoening gekry om in daai te stap. Amen. Kom ons staan, dan bid ek vir ons. Here, wat 'n voorreg is dit om U te ken en deur U geken te word, Here. Here, dankie dat ons nooit of te wonder of te twyfel in U getrouheid nie, Here, maar dat U vir ons sê, Here, dat U is dieselfde God gister, vandag en vir altyd, Here. Here, dankie dat U gekies het om Uself aan ons te openbaar. Eers deur die profete en toe deur die Seun Jesus Christus en Here, dat wanneer ons na Jesus kyk, dan weet ons sien die Vader. En Jesus, U sê, U stuur die een presies soos U, die Heilige Gees, wat in ons is. Here, my gebed vanoggend is dat elke persoon wat hier staan, mag hulle U nabyheid nou voel. Heilige Gees, soos wat ons nader trek aan U, soos ons U soek, Here, kom nader tot ons, Here. Kom raak ons aan. Here, soos wat die vrou moes herken van haar 6 maande. En sy was vol van die wêreld. Here, kom maak ons leeg van die wêreld. Ons sal vol wees van U. In die wêreld sal ons altyd weer dors, Here. Maar U is die lewende water wat ons dors les. Here, U gee nie net vreugde nie, Here, U is vreugde. U is, Here. Mag ons altyd ons vreugde vind in U. Here, dankie vir vanoggend, dankie vir U Gees. Kom lei ons, dankie Here vir die laar wat om elkeen is,
bid U eens vanoggend, Here. Dankie dat U laar om hulle getrek is. Beskerm hulle. Here, mag hulle soos die Egipte, soos die Israeliete deur die woestyn. Hulle klere het nie eers stukkend geraak nie. Hulle skoene ook nie. Want U het gekyk na hulle. Here, dankie dat U daai selfde God is, Here. Kyk na hulle, behoed hulle, bewaar hulle en seën hulle in Jesus naam. Amen.